Welkom terug en vandag is ons by les 28 en dit sê, ek wil, meer as enigiets anders, dinge anders sien. Wanneer 'n Course in Miracles ons vra om anders te sien, of ons vra om ons bereidwilligheid en toewyding te bevestig om anders te sien, sal jy opmerk dat daardie sien verbind aan denke. Dit is baie duidelik daaroor. Die uitnodiging is nie om bloot 'n nuwe visuele ervaring te hê nie, al gebeur dit soms, maar eerder om bewus te word van die denkproses wat persepsie onderlê. In les 28 word ons baie duidelik vertel dat om te sien, om die tafel te sien byvoorbeeld, om toegewyd te wees om die tafel anders te sien, eintlik beteken om ons beperkte ervaring daarvan te onttrek, ons vorige idees daaroor los te laat, en die definisies wat ons daaraan heg, agter te laat. En dit is moeilik om dit te doen, maar dit is ook baie interessant om te doen. Dit is eintlik baie mooi, om by 'n tafel of 'n stoel of iets onskadeliks te gaan sit, iets wat nooit groot emosionele landing dra nie, en nie daardie groot sprong te probeer maak, om na jou eie geliefde hond of kosbare familie erfstuk te kyk nie. Kies eerder iets neutraals, iets eenvoudig, en kyk daarna en sê, ek is bereid om my idees daaroor terug te trek. Ek is bereid om dit nuut te sien. Die kursus merk in les 28 op, dat as ons dit werklik kan doen, as ons regtig ons idees, ons vooropgestelde begrippe en aannames oor hierdie stoel, hierdie tafel, hierdie venster kan laat gaan, dat ons letterlik in die gesig van God sou staar. En soos les 29 sê, God is in alles wat ons sien. Ons sou letterlik God sien, want God is in ons denke. Die werklike werk wat 'n Course in Miracles doen, is innerlik. Dit fokus nie op die tafel of op die stoel nie. Daarom is dit so belangrik om stadig te gaan. Die les self sê dit, daar is geen haas nie. Ek dink dit is so waardevol, veral vir my as 'n student, want ek sukkel daarmee die hele tyd. Ek wil gou daar kom, ek wil ontwaak, ek wil Jesus sien. Ek wil nie net na die tafel kyk nie, ek dink ek weet wat 'n tafel is. Maar dit is die ego wat praat, en dis natuurlik. Dit is hoe liggame werk. Die kursus sê net, vertraag. Kyk na die denke. Wees aandagtig vir jou denke. Hoe funksioneer dit? Hoe stuur dit jou persepsie van die wêreld? Hoe dwing jou beperkte menslike ervaring jou om die wêreld te skakel op maniere wat pyn, vrees en skuld bring? Vir jou en vir jou broers en susters. Daar is 'n ander manier. En daardie manier is innerlik. Dit gaan nie oor die oë nie. Ons probeer nie so diep kyk dat ons 'n helder heilige lig kan sien of 'n geestelike diskobol nie. Dis nie wat ons hier doen nie. Ons gaan sagkens, stadig en ons kyk na wat in ons denke aangaan. Hoe ver kan ons teruggaan om daardie aannames en defensies te vind? Hoe ver terug in die verlede kan ons gaan om daardie aanleer ongedaan te maak? En wanneer dit ongedaan is wat reeds daar is, die werklikheid, die hede, God, liefde, daar. Ons hoef niks te doen om dit te skep nie. Dit is diep werk waartoe 'n Course in Miracles ons roep. Niemand hoef dit te doen nie, maar dit is heilige werk. Om daartoe geroep te word, is om geroep te word tot genesing, op 'n diep en betekenisvolle manier. Vir my is dit baie helend, en dalk vir jou ook. Hierdie les gaan oor om stadig te beweeg, minder op objekte te fokus en meer bewus te word van die denkproses wat ons persepsie vorm, wat ons ervaring van die wêreld bepaal, wat ons verwagtinge stel. En dit is presies dit wat ons vandag wil ondersoek, want dit is wat die vrede van God verduister. Dit is wat die vrye vloei van liefde verhinder. En dit is wat ons vandag wil raak sien en aandag aan wil gee. Dankie dat jy hier is. Onthou om die les te oefen op ons webwerf. Vergewe, sien anders, leef in lig.